getrou. California, Jesus, wat jy nooit beset. En jy voel die kracht en vrydag weer gebed. Vra net voor die Vader om in jou te woon. Dan praat jy met Jesus deur die hemelstelefoon. Word jy deur versoekings skielik afgesny, rapporteer die skade, hy maak jou weer vry. Hersteldiens is gratis, as jy nederig vra, sy bloed het reeds betaal aan die kruis van Golgotha. Vra net God die Vader om in jou te woon, dan praat jy met Jesus deur die hemelstelefoon. Dan praat jy met Jesus deur die hemelstelefoon. Die hemelstelefoon. En jy hoef nie bang te wees, want hy is met jou oral waar jy heen gaan. Die ou liedjie sê, moenie vrees nie, want hy is met jou oral waar jy gaan. Jy hoef nie bang te wees nie. Ek weet dinge lyk moeilik as ons kyk na wat gebeur oor see en hoe dit ons land dalk mag raak, maar ons God is groter as dit. En ons kan op hom vertrou. En sy kinders, daar is 'n liedjie wat sê sy kinders verlaat hy nooit. So weet dit, hy sal sorg vir jou. Hy is jou bewaarder, soos daai liedjie nou gesê het. Ek kyk, lief my oë op na die hemel. Waar kom my hulp vandaan? Hulp is van die Here. En is hy wat by jou is. Moenie vrees nie. My oorlede seun was baie lief vir hierdie nommertjie en ek is ook. Los die wêreld en sy slimheid. Kyk na Jesus vir jou wysheid. Bly getrou net aan die Here. En hy gee aan jou sy vrede. Ek het vir jou aan die kruis gestaan, vir jou sonde het ek daar gelei, selfs jou siekte het ek daar gedra, sodat jy vir my kan leef. Moenie vrees nie, ek is aan jou sy. En my hand hou ek jou toekoms vas. Ek het alles vir jou afgelê, sodat jy vir my kan leef. Kyk daar buite, sien jy trane. Dis die mense vreesbevange. Kyk na my en sien my hande. Vir jou het ek gebreek die bande. Ek het vir jou aan die kruis gestaan, vir jou sonde het ek daar gelei, selfs jou siekte het ek daar gedra, sodat jy vir my kan leef. Moenie vrees nie, ek is aan jou sy. En my hand hou ek jou toekoms vas. Ek het alles vir jou afgelê, sodat jy vir my kan leef.
sodat jy vir my kan leef. I know a man who can. En ons kan maar oor die wêreld soek, soms luister ons na die dokters en dan gee hulle 'n negatiewe uitspraak. En dan voel 'n mens mismoedig en jy sien amper nie kans om aan te gaan nie. Dis wat nou gebeur het met iemand wat ons ken. Die dokters het 'n regtig 'n negatiewe uitspraak gehad. En toe sy nou in die hospitaal opland, na so baie mense vir haar ingetree en gebid het, is sy in ICU opgeneem en hulle het allerlei toetse gemaak. Toe vind hulle uit sy het net 'n tekort aan 'n sekere vitamien in haar liggaam. Nou, as die Here nie getrou is en gebede beantwoord nie, dan weet ek nie. So ek wil vir jou sê, jy kan die Here vertrou vir enige ding. Hierdie ou nommertjie sê, I know a man who can. En ek is so dankbaar dat ek hierdie Jesus ontmoet het en hom leer ken. Want daar's dinge wat 'n mens nie vir jou kan doen nie, nie is 'n dokter nie, maar hy kan. Al wat jy moet doen, is om vertrou en in gebed voor hom kom. Daarom is gebed so belangrik. So ek sluit af met hierdie nommertjie, tot later wat ek nog enetjie gaan sing. So, dis nou, I know a man who can. Ek net kyk, waar is hy nou? Daar is hy. Oh, no. Ek het gewoonlik iemand wat die goed vir my werk, en dan moet ek homself werk. Dan is dit nie altyd so maklik nie. Kom nou. Musiek wat so rukkie. I can't take a heart that's broken, make it over again, but I know a man who can. I can take a soul that's sincere, wash it whiter than snow, but I know a man who can. Some call it Savior, the Redeemer of all men. I call him Jesus, oh, he's my dearest friend. If you feel that no one loves you and your life is out of hand, then I know a man who can. I can't walk upon the water or calm the troubled sea, but I know a man who can. I can make blind eyes to open, or the lame to walk again. Oh, but I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of all men, but I call him Jesus, oh, he's my dearest friend. If you feel no one can help you, and your life is out of hand, oh, that I know a man who can.
Voordat Cathy oor die touw trap en sy maar onderdeur loop. Is reg. Goeiemôre almal. Ag Jesus, ek kan beter doen op hierdie heerlike reënerige dag en baie ryk na pannekoek. Ons het nog pannekoek ook gebak vir oggend. Dit is sommer net 'n lekker dag en dit is eintlik, julle lyk so mooi hier van vooraf, so 'n klomp dames. Dit is my voorreg om nou vandag vir ons die skriflesing te doen en ek gaan vir ons lees uit Matteus 11 vers 28 tot 30. Nou Matteus 11 vers 28 tot 30. Hierdie skrifgedeelte bevat Jesus se uitnodiging aan elkeen van ons wat uitgeput en oorlaai is en na hom toe kom verrus. En die eerste versie, vers 28, was my ma se gunsteling versie. En ek dink dis die meeste van ons wat hier sit, se gunsteling versie ook. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Vers 30, want my juk is sag en my las is lig. Baie dankie. Daar sy. Goeiemôre dames. Julle lyk voorwaar beautiful op hierdie pragtige dag wat ons saam hier die geleentheid het om die Wêreldbiddag vir vroue te vier, deel te wees. En wat 'n voorreg is dit nie om saam te kan bid en saam te kan wees nie. Dis wonderlik. Voordat ek aangaan wil ek iets sê. Cathy, joh. Ek hoop op 80 lyk ek ook so. Ek weet nie of dit goeie gene is en of dit net die Here is wat ons so mooi maak nie. Want is dit nie wat hy doen nie? As die Here in jou hart is, dan maak hy jou ons mooi all over, buite en binne. Beautiful. Dankie vir elke liedjie wat jy gesing het vanoggend. Dit was my bevestiging op die woord gewees. Meer as verlede jaar is ek vanoggend senuweeagtig gewees oor vanoggend se woord. En hulle sê vir my, die geleerdes, Dominee Irma, my man, as jy nervous is, dan sit van die Here wil hê, jy moet sê. So ek wil vanoggend begin op hierdie biddag vir vroue wat reg oor die wêreld gevier word. In klein dorpies en in groot stede, van jong tot oud, van tannies, moeders en oumas soos ek, wat al generasies deurdra deur gebed. Ons bid saam met ander gemeentes, ons susters in Christus, en vir elkeen van ons is die boodskap vandag presies dieselfde. Kom, ek sal vir jou rus gee. Jy hoef nie alles alleen te doen nie. En dit is Christus se uitnodiging vanoggend aan ons. Dis 'n pragtige uitnodiging, dis nie 'n bevel as jy die skrifgedeelte lees nie, dis nie 'n moeilike ding nie, dis 'n geskenk wat hy vir ons wil gee. Hy wil vir ons sê, ek wil jou lewe verkoop. Ek wil vir jou nuwe krag gee.
As jy gaan kyk na die skrifgedeelte, dan gaan jy sien, so 'n bietjie navorsing gaan doen. Hierdie is Jesus se antwoord op die skrifgeleerders en die fariseërs, wat 'n verskriklike swaar las op die mense gelaai het. Hulle het allerlei wettiese goeders gehad, wat hulle moes byhou en doen, en dit was moeilik geweest. En hy kom en hy sê, ek kom om 'n nuwe wet vir jou te gee. Ek kom om dit vir jou maklik te maak, want weet julle wat? Die woord is so eenvoudig dat 'n kind dit kan aanvaar. Waarom maak ons dit moeilik? As hy sê kom, ek wil vir jou nuwe krag gee, ek wil vir jou 'n nuwe lewe gee, dan vat ek hom op sy woord, want dit is so maklik as dit. En hy kom en hy verduidelik vir die mense, dat wat hy vir ons wil bied en wat hy vir ons wil gee, is nie moeilik nie en is nie swaar nie. En sy uitnodiging is lig en sy juk is sag. En ek wil vanoggend uit die agtergrond van hierdie skrifgedeelte, wil ek vir jou kom en sê, 'n mens kan nogal jouself deesdae, nie om negatief te wees nie, maar jy kan jouself vereenselwig nogal met laste wat swaar op ons afgedruk word. Ons het allerlei wetgewing. Die kerk op hierdie stadium het te doen met die CRL wat op ons wil afkom. Belasting wat gehef word, water wat ons skaars het, krag wat ons nie het nie. Daar is allerlei goeders wat besig is om met ons te gebeur, wat buitefaktore is waaroor ons geen beheer het nie, en wat ons moet aanvaar. Ons is op 'n stadium in ons lewe waar ouers vir al hoe langer na hulle volwasse kinders moet omsien en versorg, wat ons na ons kleinkinders moet omsien, wat ons hulle moet versorg en na hulle moet kyk. Daar is 'n verhoging in die aftreeouderdom. Ek dink baie van ons is dalk bly daarvoor, want ons wil nie by die huis sit nie. Maar ons moet vir langer werk. Daar's allerlei goedjies wat besig is om te gebeur en wat vir ons voel dat die uitdagings wat die lewe vir ons bied, ons gesondheid, alles, is vir ons te veel. En miskien gaan ons dit nie maak nie. En miskien gaan ons dit nie kan hou nie. En dan kom die Here vanoggend en hy sê, en ek wil nie ons met dit persoonlik maak, maar die skrifgedeelte sê, vir julle. Hy sê, ek kom en ek bied vir jou 'n uitnodiging aan. Kom en kom vind rus by my. Die uitnodiging vir elkeen wat ons swaar gedra het, wat emosioneel uitgeput is, wat moeg is en wat stil huil waar niemand vir jou kyk en sien nie. Die uitnodiging is vandag, kom, ek wil vir jou rus gee. Vandag, op Wêreldbiddag vir vroue, praat die Here spesiaal met vroue wat 'n leeftyd lank gedra het aan kinders, kleinkinders, pyn, verlies, of jou eggenoot, party van ons het al kinders aan die dood afgestaan, familielede, jou ouers, jou broers, jou susters, vriende, jou gesondheid uitdagings, en soms is daar verhoudings wat spanning vir ons bring ook. En hy kom en hy sê, kom soos jy is, en ek sal vir julle rus gee. Dis 'n geskenk. Dis nie 'n fisiese rus nie. Dis nie, ek het aan hierdie voorbeeld gedink, dis nie 'n middagslaapie nie. Dis nie 'n quick fix nie. Want soms gaan jy vir 'n middagslaapie en as jy soos ek is en jy het nie uitgerus nie, dan staan jy op en jy voel, 'n mooi Afrikaanse woord, jy is net knorrig, jy is mislik. Jy weet eers of die slaap jou gehelp het en dan sê my man gewoonlik vir my, gaan staan op aan my kant van die bed, miskien gaan jy beter voel. Maar soms help 'n middagslaapie nie eers nie. Maar dit wat die Here jou bied is nie dit nie. Hy wil hê jy moet uitgerus voel. Hy wil hê jy moet voel dat jou onrustige hart, die skuld wat jy aandra, die selfverwyte wat jy miskien meeloop, die druk wat jy ervaar, dat jy is sterk en dat jy kan hierdie dinge hanteer. As jy soos ek is en jy het volwasse kinders, ek kan onthou, ek glo baie van julle kan, toe hulle die huis verlaat, dan het jy die leë-nes-sindroom wat hulle dit noem. Jy verlang na jou kinders. Maar ek kan onthou ook 'n tyd het gekom, wat my kind in Witrifuur gebly het, en my dogter was die eerste een wat die huis verlaat het, en dan kom kuier sy, en dan wil ek huil, en dan gaan sy terug Witrifuur toe, en dan gaan sit ek in haar kamer, sit ek op die bed, en ek ruik haar in die kamer, joeg, en dan verlang ek, maar dan kom ook
daai gedagtes by 'n mens op, en ek het hier geskryf, dan verdwaal jy in 'n doolhof van, dalk moes ek. Dalk moes ek 'n beter ma gewees het. Dalk moes ek minder streng gewees het. Dalk moes ek meer streng gewees het. Dalk moes ek dit so gedoen het. Dalk moes ek dit so gemaak het. En dan kom selfverwyte. En dan kom twyfel. En jy twyfel of jy 'n goeie ma was. Jy twyfel of jy goed genoeg gedoen het in hierdie goeders. En dan sê Jesus vir jou, ek vra nie dat jy goed genoeg moet wees nie. Ek vra nie dat jy alles moet reg hê nie. Ek vra vir jou, kom na my toe, want ek gaan vir jou rus gee. En hy help ons deur daai doolhowe wat ons onsself so in kan verdwaal van what ifs, en miskien moes ek. Dit klink dalk vreemd in hierdie skrifgedeelte, praat Jesus van 'n juk, my juk is lig. In die Bybelse tyd was 'n juk iets wat hulle by die beeste gebruik het as 'n werktuig. Dit was vir trek en werk bedoel gewees. Maar as Jesus praat, en ek sit my eie interpretasie hierby, as hy sê my juk is lig, dan sê hy vanoggend vir jou, ek wil nie hê jy moet trek nie, ek wil nie hê jy moet werk nie. Ek wil hê jy moet weet vanoggend, ek stap saam met jou. En jy trek nie alleen nie. Jy is nie besig om harder te werk, om sy guns te wen nie. Jy het nie veronderstel om meer te doen en meer te wees, voordat jy die uitnodiging kan aanvaar van, kom, ek wil vir jou rus gee nie. Ek wil vir jou 'n nuwe krag gee nie, en ek wil jou vrede wees nie. Daar's niks wat ons hoef te doen om dit te verdien nie. Wanneer Jesus sê, neem my juk, beteken dit, ek dra saam, ek loop langs jou, en jy is nie alleen in jou seisoen van lewe nie. Selfs in weduweeskap, alleenheid, aftrede en in pyn, is ek met jou elke tree van die pad. En soms voel dit nie vir ons so nie, nee. Soms voel ons bitterlik alleen. Soms voel ons dat dinge is net te veel. Maar vanoggend wil ek jou bemoedig met hierdie woord, en ek wens ek kan my hart vir jou oopskeer, dat jy kan sien, dit is die waarheid wat hy sê. Hy sê ek is sagmoedig en nederig van hart. Hier openbaar Jesus sy hart. Hy is nie hard, hy is nie veroordelend nie. Soos die Fariseërs en skrifgeleerders, hy is sag. Hy beloof dat ons nuwe krag sal kry en dat ons lewens verkoop sal word. Dit is nie net vir eendag nie, dit is vir nou hier bedoel. Soms dink ons moet iets verdien, en wanneer ons hemel toe gaan, dan gaan ons dit eers ontvang. Dan gaan ons die prys kry, want ons het dit gemaak tot in die hemel. Nee, hy sê vir nou, vir hier, wil ek hê jy moet weet, jy het lewe en lewe in oorvloed, want dit is wat hy ons bied. Vergeet van die selfverwyte, vat dit na hom toe. Ons is besig met 'n 87x7 vergifniskursus deur Dr. Bruce Wilkinson, en ek kan nie vir julle verduidelik wat dit doen vir mense in hulle lewe, om hulle self te vergewe vir die what-ifs nie. Dit bevry jou, dit maak jou los, en dit maak dat jy kan wees wie jy veronderstel is om te wees in die hand van die Here. As jy enigiets in hierdie lewe vir jouself wil doen, gaan woon 'n kursus soos daai by, en jy gaan agterkom wat het die Here in stoor vir jou. Wanneer jy jou bekommernisse, jou kinders, jou gesondheid, jou land, jou toekoms en alles in sy hand sit, dan verander die gewig. Daai wat dit voel of jy die jukkie op jou skouer het, en ons gaan gebuk in, want ons moet dit alleen dra, hy kom en hy lig dit vir jou af. Hy sê nee, was nooit wat ek bedoel het nie. Ek kom en ek dra dit saam met jou. En nou voel dit nie of jy swaar dra nie, want jy dra nie alleen nie. Jou situasie verander dalk nie dadelik nie. Dis 'n feit, nee. Swaar kry is deel van die lewe. Dit verander dalk nie dadelik nie, maar jou hart verander, want daar kom vrede. Daar kom vrede om te weet, daar's een groter as jy in beheer van jou lewe. En om oor te gee, maak die hemelse verskil in jou lewe en hoe jy dinge hanteer. Ons stry nie teen die goeders wat ons nie kan verander nie, maar ons weet, daar is 'n doel met alles, en wat leer ek? Wat leer ek hieruit? Vat nie die seer dalk weg nie, maak nie jou trane minder nie. Maar
leer ek om my situasie beter te hanteer, verseker ek doen. Ek wil vanoggend, wil ek met jou ietsie uit my eie lewe uitdeel. Want soms dan dink ek, julle kyk vir ons en julle sê, ja wat, julle moet maar al hierdie mooi woorde sê, nee? Dis julle werk, dis wat julle doen in hierdie lewe. Jou man is onderstel te preek elke Sondag, en al die antwoorde te hê, en soms dalk weet julle nie eens of ons dit glo nie, of ons dit self glo nie, of ons dit kan toepas nie. En ek het daaroor gedink vanoggend, want baie keer dan sê hulle, mens moet nie as jy in die bediening is, van jou eie lewe vir mense vertel nie. En ek het op 'n punt gekom wat ek dink, authenticity, opregtheid, wys vir mense wie jy is, en dat ons struggle almal met dieselfde goed. En dat ons self oorwinning moet kry oor goeders, en dat ons self hierdie pad moet stap. Doen my Irma is ek reg, dat ons vertel nie altyd nie, maar daar is dinge waarmee ons struggle, nee. Gesondheidsgewys, in 2017, ewe skielik, ek is op pad 60 toe, maar ewe skielik, het ek so slegte beendigtheid, dat ek val en ek breek my enkel so ongelooflik sleg, dat as hulle hom nou nie so spoeg en plak by mekaar gesit het vir my, gaan ek nie weer koel geloop het op hom nie. En ons het so pas van Durban af, Johannesburg toe gaan, hulle het ons eerste gemeente, voltydse gemeente gegee in Norwood. En dan wonder jy, wat nou? Ek kan nie eens loop nie. Ek veronderstel my man te help, maar wat nou? En dan kom die Here en hy sê, even if you go through the valley of the shadow of death, I will be with you. En ek vat hom op sy woord, dat hy sal saam met my wees. Ek moet uiters versigtig wees met my been. Kan die helfte van die goed nie meer doen wat ek voorheen gedoen het nie. As my man gaan squash speel, is ek baie hartseer. Ek kan nie meer saam met hom speel nie. Maar ek kan swem saam met Appel. Ons doen water aerobics. En ek dink nou die aand ons sukkel met daai 5 liter bottles toe, wonder ek of dit vrede is en of dit net moeilik is. Maar dit help my been ongelooflik baie. Miskien beperk. En ek kan nie meer hoëanke dra nie. Maar ek kan nog steeds iets doen. Gesondheidsuitdagings. Ons het 'n volwasse kind, briljante kind, mooi kind. En dis nie net wat hy my is nie, hy is 'n mooi kind. En ewe skielik val sy lewe uit mekaar. En hy het nêrens anders om te gaan as om huis toe te kom nie. Maar dit gee vir ons uitdagings. Gee vir ons uitdagings, want jy het die bedieningse uitdagings, jy het jou uitdagings nou by die huis, en ons moet hom oplig, en ons moet sterk wees vir hom die hele tyd. En die Here is goed vir hom. 'n jaar en 'n half later het hy fantastiese werk gekry, en hy kom oor die seer van sy egskeiding ook. Die bediening sê, Tannie Isabel bid so mooi nou die aand, en sy sê, 24 uur uit 24 uur is ons so. En alles is net altyd oké. En ons kan maar smile. 24 uur uit 24 uur. Maar hier binnekant hou jy stil oor dinge. Wie gee vir ons die hoop? Christus gee vir ons die hoop. Hy is ons hoop. Hy is die een na wie ons oë oplig wanneer die lewe te swaar raak. Ek vertel jou nie 'n fabel nie, en ek vertel jou nie iets wat ek nie self kan doen nie. Wanneer die juk voel of hy jou wil onderdruk, dan hoor ek sy uitnodiging. Kom na my, en ek sal jou deurdra, en ek gaan met jou wees. En ek weet dit soos 'n feit, soos wat ek hier staan vanoggend, en hy sal dit doen. Die uitnodiging staan vandag nog aan elke vrou wat moeg geword het. Jesus sê, kom, ek sien jou. Ek ken jou, en ek sal vir jou rus gee. Hy het jou by die naam geroep. Betty, hy het jou by die naam geroep. En toe jy deur jou ding gaan, en nog steeds gaan, hy het jou by die naam geroep. En hy is daar vir jou en met jou. Wanneer die waarheid in jou opvlam, dan kan jy met selfvertroue en volle wete kom en sê,
Filippense 4:13. Ek kan onder alle omstandighede regkom, deur hom wat my die krag gee. En jy kan dit met selfvertroue sê. Heer, ek vat U op die woord, want ek weet dis die waarheid. Filippense 4:13. Ek kan onder alle omstandighede regkom, deur hom wat vir my die krag gee. En Jesus openbaar sy hart in hierdie gedeelte vir ons. Maar dan kom die Vader en hy openbaar sy hart aan ons in Jeremia 29:11. Wanneer hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan het. Ek weet ek wil hê julle moet hoop hê vir die toekoms. Hy los ons nooit hulpeloos nie. En hy los ons nooit wonderend, waar is hy nie. Hy gaan vir jou daar wees. En in hierdie lig loop ons nie alleen nie, ons hoef nie ons laste alleen te dra nie, en ons kan aanhou bid, ons kan aanhou hoop, en ons kan aanhou swaar. Want hierdie lewe, met sy uitdagings, geef ons blydskap en vreugde, as ons vreugde en ons blydskap in die Here vind. En dan maak hy ons op 80 so mooi nog lyk. Want jy weet wie jy is. Ek het nie vooraf regtig waar hierdie gereël met Christa nie, maar my hart is vanoggend dit. Ons weet die Here is daar, en ons is as vrouens saam hier vanoggend. En ons is hier om saam te bid, en dis waar ons krag lê. Maar ek wil graag hê, as dit in jou vermoë is, om op te staan vanoggend. En ek wil hê jy moet naby aan iemand gaan staan. As jy alleen sit, ver staan nader aan mekaar. Vat mekaar net so bietjie om die lyf. En ek het 'n gebed wat ek graag wil lees. Ek wil hê jy moet vanoggend, soos wat jy fisies iemand die om jou voel, wil ek hê jy moet weet, dit is hoe die Here jou vashou. Dis hoe hy met jou is, en dis hoe hy met jou gaan saamstap deur hierdie lewe. Want ons het mekaar nodig. Ons is God se hande en voete. Hy doen dinge nie soos 'n towerstafie uit die lug uit nie. Hy gee die opdrag vir ons om daar vir mekaar te wees. En ons is sy hande en sy voete. En as jy jou arm nou fisies om iemand gaan sit, ervaar God se liefde en ervaar sy beskerming en ervaar sy genade onbeskryflik groot oor elkeen van julle. Maak nie saak waar jy jouself bevind en wat is seisoen van jou lewe nie. Dis my aanmoediging vanoggend, kort en kragtig. Kan ons staan? As daar iemand is wat sê, ek het gebed nodig, en jy staan langs iemand vanoggend, die Here het jou toegerus, hy het jou die krag gegee, en hy het jou die vermoë gegee, dan bid jy vir daai persoon ook sommer vanoggend. Dis my gebed in my hart vir vanoggend, is dat ons daar vir mekaar sal wees, en ons uitvoering sal gee van die woord, vanoggend hier ook. So dan bid jy sommer saam, kom ons maak ons oë toe. Here, ons kom vandag na U toe, met ons moegheid, met ons vrae, en met ons trane. Dankie dat U ons nooi. Dankie dat U nie ons oordeel nie, maar dat U rus gee. Leer ons om saam met U te stap. Leer ons om te los dit wat ons nie moet saamdra nie. Leer ons dat U vrede vir ons rus gee. Ek wil bid vanoggend en ek wil vra dat U elke vrou sal seën wat hier is vandag. Vul elke hart met U sagte teenwoordigheid. Ons neem die juk op ons, want die las is lig. Ons vra dat U sal kom en ons sal omvou, toevou. Laat ons deur die krag van die Heilige Gees nou bewus sal wees dat U is met ons, dat U ons dra en laat U ons oplig en naby aan die boesem bring. Ek wil bid en ek wil vra, laat ons die hartklop en die woord sal hoor so duidelik, soos wat Cathy vanoggend gesê het van haar selfoon. Laat ons hoorbaar sal hoor, wat sê U vir ons vanoggend. Kom na my toe. Moenie alleen hierdie dra nie. My juk is lig, en ek wil vir jou nuwe krag gee. En ek is hier vir jou.
En ek wil jou oplig. Ek wil hê jy moet weet ek is liefde. Ek wil hê jy moet weet dat ek is nie 'n God wat nie omgee nie. Dat ek intensief belangstel wat in jou lewe aangaan. Dat ek jou by die naam ken en dat ek sal kom en vir jou die antwoord sal gee. Draai jou oor na my en luister wat sê ek vir jou. Dankie vir die barmhartigheid, die genade en die liefde onbeskryflik groot oor ons elkeen. Dankie dat ek weet jy is 'n goeie Vader. Dankie vir die woord wat nog eeuwenlang vas staan en ons bemoedig ook in hierdie oggend. Here, ek vra dat U sal spreek in elkeen se hart deur die werking van die Heilige Gees op hierdie oomblik. En dat hulle hier sal uitstap vanoggend en sal weet dit was goed om in U teenwoordigheid te wees. En sal uitstap met 'n blydskap en sal uitstap met 'n vreugde in hulle hart omdat hulle weet U gee om. En U is in beheer van alles wat in hulle lewe aangaan. Dis my gebed vir elkeen in Jesus naam. Amen. Ek wil gou voordat ek weer oorgaan Kathy, sy gaan vir ons hulle gaan bid. Wil ek net vir jou sê, ons is op die oomblik in ons klein groepe besig met iets en ons sê saam is beter. Saam is beter. Saam met God is beter. Saam met Jesus is beter. En saam met mekaar is beter. Amen. Dankie. Ons gaan nou met die voorbidding begin en ek vra dat jy die oë sal sluit. Almagtige God en Hemelse Vader, op hierdie geseënde dag wil ons vir U dankie sê dat ons U groot en goed en liefdevol kan noem. Dankie Here vir ons vrou wees, dat ons met vrymoedigheid U kan aanbid. Dankie Here dat U ons ewige rots en ons raadsman is, dat U ons lei en begelei deur hierdie aardse lewe na 'n ewige lewe waar heerlikheid en lofprysing op ons wag. Dankie Here dat ons reeds hier en nou in U glans kan lewe. Here, dan wil ek in die eerste plek vandag bid tot U met smeking en 'n oproep na genade vir ons jeug. U ken hulle harte en hulle weë. U weet van al die versoekinge en afdwaalpaaie, Here, wat hulle daagliks teekom. Die boosheid van die wêreld is vir hulle 'n struikelblok. Daarom vra ek vandag dat U ons jong mense na aan die hart sal hou, dat U vir hulle die weg en die waarheid sal wys. Here, dat U hulle gedagtes en hulle harte suiwer sal hou. Ek bid so vir 'n totale omkeer vir die jeug van ons land. Ja Here, dat hulle na U sal terugkeer en in U lig sal lewe. Here, dat hulle Psalm 139 vers 4 sal glo wat sê, ek het jou wonderbaarlik gemaak. Here, ek bid vir elke jong mens wat hartseer is, wat eensaam is, wat verwerp voel, wat uitsigloos is, wat nie ouers het nie, wat swaar kry, wat nie in hulle self glo nie, wat voel hulle is nie van waarde nie, wat honger is, wat bang is, wat sonder hoop is. Ek bid vir 'n veilige hawe in ons land, vir hierdie jong mense. O Here, dat U vir hulle hoop sal gee, vir 'n goeie toekoms. Mag U U Heilige Gees oor hulle uitstort, hulle denke en gedagtes vernuwe. Ek bid dat hulle U liefde en genade in oorvloed sal ervaar, dat hulle agter U lig sal aanbeweeg. Dan Here, bid ek ook
vir ons onderwyspersoneel, vir die opvoeders van ons land. Here, ek bid die seënende hand ook oor hulle. Dankie vir wonderlike onderwyspersoneel. Here, hulle werk met die kroon van die skepping. So wonderlike voorreg. Maar wees u self die groot opvoeder en gee dat u naam in ons skole sal weer klink en dat u naam uitgeroep sal word en die Heilige Here sal weer klink in ons skole. Ja Here, u ken ook die wêreld se teestand teen Christendom in skole. Gee Here dat die skole nie die knie sal buig nie, maar Christus sal bly groot maak. U ken elke opvoeder se hart, u ken hulle vreugdes, hulle moedeloosheid, dit was hulle uitsigloosheid. Houd elkeen van hierdie onderwysers, lig hulle op, wys vir hulle die lig. Here, die uitdagings in die onderwys is legio, maar wees u die vangnet om hulle weer hoop te gee. En dan Here, bid ek ook vir onderwysowerhede. Gee hulle leiding in hierdie belangrike opdrag wat die toekoms van ons land in hulle hande hou. Here, gee vir hulle die wysheid, die kennis en die insig oor hoe om ons skole suksesvol te bestuur. Here, want uit ons skole uit lê ons land se toekoms. Gee Here dat die basis in u geleë sal wees. Here, dat Christus sentraal sal staan, dat u woord en die genade sentraal sal staan tot die toekoms van ons jeug en dus van ons land. Here, ek wil die vra wees en bly met elkeen van ons. Dalk vra ek besonder dan dat u hand oor ons skole sal hou, ons jeug, ons opvoeders, die onderwysowerhede. Ek vra dit sonder enige verdienste, in u naam alleen. Amen. Ek wil graag bid vir ons kerke en ons leraars. Kom ons sluit net oop. Here ons God, u wat die herder van u kerk is. Ons kom vandag na u toe met dankbaarheid vir elke gemeente, vir elke kerkgebou waar u naam verkondig word, en vir elke gemeenskap van gelowiges wat saamkom om u te dien. Here, ons bid vir u kerk reg oor die wêreld, vir gemeentes wat groei en gemeentes wat klein en moeg voel. Vir kerke wat in vrede aanbid en vir die wat onder druk, vervolging of vrees moet saamkom. Here, bewaar u kerk. Hou ons vas aan u woord. En laat ons altyd onthou dat die kerk aan u behoort. Here, ons bid vanoggend vir leraars, predikante en geestelike leiers. Here, u ken die vreugde van hulle roeping, maar u ken ook die swaar laste wat hulle soms moet dra. Die verantwoordelikheid, die verwagting, die seer van die mense wat hulle saam met hulle eie moet dra. Here, gee u dienaars wysheid as hulle moet praat, deernis wanneer hulle moet luister en moed wanneer hulle moet staan vir wat reg is. Here, wanneer u kerk moeg raak, mag Here herinner hulle daaraan dat u die uitnodiging gee dat kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Laat hulle rus vind in u, sodat hulle weer nuwe krag kan kry en met nuwe krag u kerk kan dien. Here, beskerm hulle gesinne, bewaar hulle geloof en vul hulle harte met vreugde vir hulle roeping. Here,
Ons kom vra, maak u kerk 'n plek van genade. 'n Plek waar mense welkom voel, waar gebroke harte genees word en waar u liefde sigbaar word in woord en in daad. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, die hoof van die kerk. Amen. Liewe Hemelvader, ons dames is weer vandag hier saam om die bejaarde vrou aan U op te dra. Daar is soveel seer in hulle lewens, dat ons graag baie van U wil vra. Daar is soveel mooi onthoue, wat ons oor hulle lewens kan getuig. Ons wil daarom saam met mekaar oor U goedheid en liefde juig. Gister was sommer nog soos nou die dag, en sal ons die goeie ou dae nooit vergeet. Baie van ons het ons ou dag nie nou al verwag. Elkeen se lewe word in dae en ure afgemeet. Daar kom nog verseker die dag wat net vir ons wag. Vir hierdie lewensryke tyd kan ons God net dank. In elkeen van ons lewens het U groot oomblikke gestuur. Rykdom was van al gewees, verander was dit mens wees, net te lank. Goeie dae het U mildelik en aanhoudend geskenk. Etlike suksesse het U vir haar en haar gesin geborg. Vir haar kan ons in vele hoofstukke en boeke gedenk. Oor hierdie vroue kan ons getuig, dat sy goed kan sorg. Rou, swaar tye en breë, goeie glimlag, dae is aan haar geskenk. En in nou se dae, tans fris aan die stap, kan ons al lewens herdenk. Dankie Heer, dat ons op U kan reken, dat U haar op haar oudag sal borg, en deur U persoonlike aanraking, kon U al goeie tye skenk. Ja Here, sonder U sou ons dit nooit kon maak. Al die mooi herinneringe wat ons het, is deur U geskep. Al ons suksesse en dit wat ons nou is deur U gemaak. Raar is elkeen volgens ons eie DNS geskep. Vanaf Eva se tyd reeds het elke vrou 'n spesiale rol gespeel. Rondom haar was daar 'n skaar mense vergader. Om haar lewenservaring met haar huismense te deel. Uit haar hande kom wysheid, ferme antwoorde wat hom laat nader, en soveel kere moes sy hartseer mense se seer kom heel. In elkeen se lewe was daar vele oppe en affe, nie een te min of te veel om te onthou. Ook sal ons haar toewyding aan U onthou. Nooit sal ons alles wat sy weet kan behou, so sal haar afgedrukte lewensstempel in ons lewens ontvou. Sy is 'n ambassadeur van U liefde en sorg. Altoos was sy daar om ons te voorsien met U liefde. Maar al was daar omstandighede, soms buite beheer en sorg. Elke keer het hy haar toegerus met insig en U troue liefde. Luidens U woord het sy kinders groot gemaak en met liefde bedien. Etlike klein goed wat deur haar hande sou gaan. Waar sal ons nog ooit kan sorg en oneindige liefde sien? In die lewe sal hulle vele suksesse vind in hul lewensbaan. Dankie dat U elkeen van hierdie vroue persoonlik op die naam ken. Dankie
dat U soveel genade en barmhartigheid vir hul bestem. Elkeen het haar eie persoonlike, unieke verhaal om te vertel. Elke grys haar op haar kop, nauwgeset deur U getel. Neem elke blou haar hand in U Vaderhand en dra deur die laaste wedloop, sodat sy die laaste deel van haar lewenswedloop met U kan uitkoop. Wees U die een wat haar hartseer, lyding, smart en verlange kan troos. Wees U die een wat elkeen se storie weet, al was die lewe vir haar soms foos. Ons weet ook dat elkeen van hulle nog sekere drome droom en ons kan U vra om hierdie ideale vir hulle te omsoom. Waar al tydjie op hierdie aarde kort en met uitdrukkings begin knap raak, weet ons dat U self en persoonlik oor elkeen waak. Niemand weet wanneer blaas die eindfluitjie vir haar, maar ons weet wel, daar is 'n reuse engeleskaar wat haar sal bewaak en behoed vir die res van haar laaste aardse dag. En voor in die verte is U daar, wat met uitgestrekte arms vir haar wag. Amen. Hemelvader, hoe dankbaar is ons vandag vir die uitnodiging in Matteus 11, versies 28 tot 30, deur ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons onsself in sy arms kan werk, elke dag, waar ons na verstand, liggaam en gees kan kom rus vind. Die belofte in Johannes 3:16, dat God die wêreld so lief gehad het, dat Jesus vir almal gesterf het, is dan ons oproep om eerste vir die wêreld te bid vanoggend. Konflik tussen streke, vaste lande, geloofsgroepe wêreldwyd, is daagliks in ons midde, Vader. Daarom bid ek vanoggend, dat die beskermende hand oor daardie gelowiges in oorlog getuisterde hande sal hou, in besonder waar mede-Christene en Suid-Afrikaners in hierdie situasie hulle bevind. Vandag nader ons U troon om ingryping in ons eie land veral. Suid-Afrika brand, Vader, ook as gevolg van interne skermutselings. Daarom kom smeek ons vir U ingryping in die volgende aspekte wat ons land teister. Ons regering van nasionale eenheid. Laat die werking daardie afsonderlike agendas van die politieke partye afwater, sodat daar gefokus kan word om 'n vreedsame en werkende en goed geoliede bedryfs- en bestuurstyl die lig te laat sien, dat die betrokke leiers die land en sy mense voorop sal stel. Ons bid vir ons plaaslike munisipaliteite. Ons smeking is dat U sal ingryp en mense sal aanstel wat oplossings vind en dit daadwerklik sal toepas, vir die wat hulle self verryk en geen hart het vir hulle gemeenskappe nie, dat U hulle sal uitwerk, sodat die stelsel weer funksioneer. Ek bid veral vir hulle, wat hierdie taak ernstig opneem, en soms teen onmoontlike teenkanting te staan kom. Seën hulle met krag en wysheid, Vader. Vader, U is bewus van ons kommer, ten opsigte van dienslewering, inflasie, die stygende lewenskoste, ons swak ekonomie en werkloosheid. Hierdie laat ons alles oor in U Vaderhand, en dan sal ons nie daaroor hoef te vrees nie. Vandag dra ek ook aan U op, ons wetstoepassers, die polisie, die weermag, verkeer, sekuriteitsfirmas en almal wat hulle beywer om ons veilig te hou in Suid-Afrika. Georganiseerde misdaad en korrupsie vier tans hoë gety in ons land en daagliks word wetstoepassers vermoor, omdat hulle die laaste linie is. Wees U asseblief hulle veilige vesting.
Seën asseblief ons wonderlike land, Suid-Afrika, ons mense, en ons vra met vrymoedigheid, dat U ons sal dra, deur alle gevare en omstandighede. Dankie dat U arms om ons skouers die swaar en lyding verlig. Dankie vir U rus. Amen. Here, ons skepper en onderhouer, vandag bid ons saam met vroue oor die wêreld. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dankie dat U ons daagliks seën met lewe en lewensmiddele. Ons is bederf daarmee dat ons dit as vanselfsprekend aanvaar. Maar oor die hele wêreld is daar mense wat met nood, fisiese nood. Ook in ons land en omgewing is daar baie wat ly. Ons bid vanoggend vir ons bejaardes. Ons vra dat U vir hulle gesondheid sal gee, dokters en versorgers wat in liefde help. Ons bid dat hulle kinders en vriende se liefde vir hulle lewensmoed sal gee. Ons vra dat U vir hulle daaglikse behoeftes sal voorsien. Here, ons dra ook vanoggend die baie kinders op wat op voedselprogramme is. Dankie vir die skole en die kerk wat daaglikse etes voorsien. Ons bid dat die armoede nie sal lei tot gesinsgeweld nie. Dat hulle sal beleef hoe U die kinders roep om na U te kom. Dan dink ons aan enkelouers wat 'n dubbele rol moet speel op 'n baie terreine. Gee hulle asseblief elke dag die wysheid om rigting te gee in die wêreld vol verleiding. Ons bid ook vir mense wat deur gesinsgeweld ontwrig word. Here, ons bid vir 'n gees van respek in ons vernielde samelewing. Dat U sal troos en optel. Dat U sal genees en verhoudings herstel. Ons bid vanoggend vir die baie werklooses in ons dorp. Here, U sien hulle nood. Die moedeloosheid oor ons ekonomiese groei, wat nie tred hou met die bevolkingsgroei nie. En baie matrikulante wat nie werk of studiegeleenthede kry nie. Ons dra vanoggend elkeen in ons dorp wat aan baie soorte verslawing ly aan U op. Soveel wat reeds op straat is sonder huisvesting. Hou hulle asseblief onder U vlerke. Here, U ken elke nood wat by ons verbygaan. Daarom vra ons dat U daar sal help waar ons nie kan nie. Ons vra dit in die naam van Jesus, wat alles wat stikkend is, wil heel maak. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, hoog heilig is U naam. Ons weet dat U 'n barmhartige en 'n genadige God is, vol liefde en deernis. Ons weet dat U 'n ontoeganklike lig bewoon en dat alle heerlikheid aan U behoort. Ons weet ook dat in Christus die volheid van God liggaamlik woon. En ons wat in Christus is, wat die hoof is oor elke heerskappy en mag, ook vir ons met hierdie volheid vervul. Daarom het ons vanoggend die vrymoedigheid om versorgers en bejaardes van vriendskapstuiste aan U troue sorg op te dra. Ek bid dat U aan elkeen wysheid sal gee en U self so aan ons sal openbaar, dat ons U werklik sal sien en ken. Ek bid dat U ons geestesoë so sal verhelder, dat ons kan weet watter hoop U roeping inhou, en watter rykdom daar in U heerlike erfenis is, wat U besig is om vir ons voor te berei. Dat ons sal weet hoe geweldig groot U krag is, sodat ons nie moeg sal word wanneer die druk te groot word nie, omdat ons weet dat U juk sag is
en u las is lig. Ons sal hardloop en nie moeg word nie. Ons sal wandel en nie mat raak nie, omdat u ons krag is en u ons dra. Ek bid dat elke inwoner se diepste behoefte raak gesien sal word en dat hulle met deernis, begrip en liefde versorg sal word, met die wete dat u self hulle trane sal afvee en hulle sal vertroos. Ek bid vir begrip as die hande begin bewe en die voete stadig begin word. Ek bid vir wederwysige respek en agting en dat die woord 'n lig op ons almal se pad sal wees en 'n lamp vir ons voet. Ek bid dat elke inwoner die herfs van hulle lewe net so diep en ryk sal beleef soos die goud en die rooi van die herfsblare. Dat die verlies van die lente en somerjare niks in vergelyking gaan wees met die wins van die herfsjare nie. Mag dit 'n tyd van geestelike verdieping, van rus, groei en voortgesette diens sal wees. Ons is diep onder die indruk dat ons almal maar gewonde helers is en gebroke kruike. En dat ons nie net kan werk of sal werk nie, maar ons roeping sal vervul en Jesus se eie opdrag sal voltooi, naamlik vir sover as wat julle dit aan die geringste van hierdie gedienaars van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Soos die son het die krag in die ooste opgaan en die weste ondergaan, bid ons dat u son van geregtigheid deur u krag ook sal opgaan in ons harte, totdat ons aankom aan gunst se kus en vir ewig in u huis sal woon, en dat ons taak dan suksesvol afgehandel sal wees. Amen. Baie dankie vir die boodskap en hierdie pragtige gebede, dit was kragtig. Dit het alles gedek, so te sê alles gedek. Ek glo dit het. En ons waardeer julle. En ek glo die Here glimlag daar waar hy na hierdie gebede geluister het en dit word opgevang in erdekruike as 'n aangename geur voor sy aangesig. Mag die Here julle almal ryklik seën. Christe wat hierdie mooi goed vir ons gereël het en haar dames. Baie dankie vir julle. Dit was 'n regtige voorreg. Die laaste nommertjie het Christa voor gevra, is Jesus gee krag en verseker is hy die een wat krag gee vir elke vermoeide, elke belaste vanmôre. Weet dat hy is hierso en hy is hier om jou te versterk en jou aan te raak met nuwe krag. So as jy moeg is, vermoeid en belas is, dan weet jy, vra maar net, steek net jou hand op, sê net Jesus, hy hoor en hy antwoord. Waar is jou vreugde? Voel jy belas? Is jy vermoeid? Jesus gee krag. Is jy eensaam? Voel jy alleen? Vertel dit aan hom en krag sal hy gee. Hef op jou hande,
Jesus graf, voel jy verlore, te moeg om te stry, oorleef maar op hom, en krag sal jy kry, het jy soms vrese, te bang om te lag, vertel dit aan hom, want Jesus die krag, ek op jou handen, verenig jou stem, vraag vir Jesus, wat jy wil hê, hy gee jou vrede, ewige lewe, vertree op hom aan, gee Jesus krag, vertree op hom aan, gee Jesus krag, lewens gesoek of ranse graf, hou vas aan hom, want Jesus die krag. Ek wil jou handen, verenig jou stem, vraag vir Jesus, wat jy wil hê, hy gee jou vrede, ewige lewe, vertree op hom aan, Jesus krag, vertree op hom aan, Jesus krag, ek op jou handen, verenig jou stem, vraag vir Jesus, net wat jy wil hê, hy gee jou vrede, ewige lewe, vertree op hom aan, Jesus krag, vertree op hom aan, gee Jesus krag. Baie dankie. Jo, my hart is vol vandag. Baie dankie. Ek gaan nou vir Helena oorgee. Dankie dat julle almal hier was. Dis 'n droom wat bewaar het. Baie dankie. Christa het nou al klaar vir almal dankie gesê. Dankie dat julle die reën getrotseer het. Ek dink julle was vanoggend op die heel beste plek in Randfontein, as dit nie in Suid-Afrika is. Ja, dis van gerus 'n ander plek. 'n Mens voel sommer jy kan weer aangaan. Kathy, Amanda het net nou gesê sy wens sy lyk soos jy op 80, maar weet jy wat? Alles wat binne jou kop aangaan, ek hoop ek het dit op 80, want ek sê vir hulle om al hierdie drade en al hierdie goeders hier aan die gang te kry, dit vat iets. Nou die tegnologie, dankie, Touchwood het ons nou nog tot nou nog toe glad nie in die steek gelaat nie. Daar's nog een nommertjie oor, Anneliese, ons hou styf duim vas, ek dink dit gaan ook nog goed uitwerk, maar baie dankie vir jou. Ek wil jy en Amanda moet sommer hier voorkom staan, met julle is ons hoogtepunte vir vandag. Baie dankie vir die voorbeeld wat julle stel, dankie vir die boodskap wat julle vir ons gebring het, ons waardeer dit regtig baie. Hier is ons vir julle elkeen 'n sjokolade wat Christa gekry. Christa, dankie vir jou.
Dankie Cathy, dankie Anna. Ekskuus, Christa, gaan jy as al oor is. Christa, dankie vir jou wat die inisiatief geneem het, die program bymekaar gesit het en dit alles gedoen het. Gistermiddag het hulle so 5:00, 6:00 se kan die saal kom regmaak en dit lyk pragtig. Kom ons gee vir Christa ook 'n lekker hande. Sy het net aangegaan en sy het dit net gedoen. Dan die dames wat hier voorsit, wat elkeen nou ietsie gedoen het. Ek wil hê julle moet sommer so op 'n ry kom staan. Ek gaan nou nie elkeen individueel dankie sê nie. Julle sien ons mense begin haastig raak want hulle gaan nou kos kry, so ek dink die kos begin nou te roep. En daar is nog so 1 itempie oor. Kom staan julle hier voor, dan gaan ek vir julle elkeen 'n sjokolade gee en vir julle baie dankie sê. Julle is ook nou al 'n gewoonte hier by ons hierdie dag en julle kan sien ons kan ook nie sonder julle gaan nie. En Appel het vir ons die mooiste bordjies vir die toilette daar agter gemaak. Dit is die deure oop is dat mense kan sien waar is die mans en waar is die dames. Baie dankie daarvoor, Appel. Arme suster Julia moet nou terug gaan werk toe, so sy is nie baie haastig nie. Dankie Anneliese, en ons hou duim vas dat hierdie laaste enetjie nou nog gaan werk. Daar is nou nog so 1 liedjie wat Anneliese vir ons gaan doen, baie kort, en Cathy, gaan jy dan weer sing? Is jy dan klaar? Maar hier's baie wat nie gaan eet nie, so terwyl hulle so uitstap, kan jy maar weer sing. Gaan sy dan by die deur die sleutel hou? Okay. Goed, Anneliese, ek dink dan is dit nou ons laaste enetjie. Ek moet nou net eers weer die goed daar agter aansit, want anders raas dit. Terwyl ons wag vir die Tannie Dalena om die klampie aan te sit, gaan haar bordjie omkom net vir die offergawes om opgeneem te word, sodat ons net seker van die opkostes vandag kan dek. En dan gaan ons nou net die seën van die Here ontvang. Voor jou, sy lig op jou.
plesier as julle uitloop by die deur, dat vir julle elkeen 'n sleutelhouertjie. En die vandag se tema is op die sleutelhouertjie. So ek wil hê julle moet die pad wat ons loop, dis nie 'n maklike pad nie, die moeilike pad. Julle ou sleutelhouertjie sien, weet, Here is met een en elkeen van ons. Baie dankie, en dankie dat julle hier was, hoor. Ek is die van julle wat wil sit, die wat wil gaan, kan maar gaan, maar 'n dame het gevra, Cathy moet vir ons huise van 'n glas sit. Ek weet nie van die van julle wat wil bly, kan bly, maar die ander wat moet gaan eet, kan maar gaan, dis reg. Jy het nou 'n halwe Dit maak nie saak nie. Gaan eet maar lekker as julle moet gaan eet. Ek weet, ek sal ook nie my kos agterlos nie, maar ek sal ook maar eerder gaan eet. Maar ons het gaan kyk of ek nie wat weet ja. Ek wil net vir daai dames sê wat nou gesing het oor die jy kan maar sing. Dit was absoluut geseën, hoor, baie dankie. En onthou as iemand belangstel, my man sal die stokkies hê. As iemand belangstel, kyk. Dokters gaat om genade, allemaal dragen heine en die mooi. Sinds wat people blijven kaarten, wordt er goeie en zonder harten. En als niemand wat de ander meer vertrouwt, waarom zien we ons iets blind en aan de ik sta op het plek van die van ons. Dezelfde zon die wat daar schijnt, die aan allemaal deel van ons. Oor wie, in